wil so graag die krag van worship hê. Mense, die dag van julle daai deurbreek en daai van die gees worship. So die idee is dat ek geskryf het. Is dit amazing om te kan inbeweeg? Waar wat sak maak? Die baie beweeg daar. Because like so die my clothes to all of my Lord. To the oil is she's not easy. Skoon, heilig lewe, alleen, nodig met God. Want die kry daar wat het sal van. Jy weet ons opgeloos in die woorde en so. En ek weet nie, baie mense die kerk verstaan wat ons doen en ek verkeer het. Want nie is jy Geestes. Nou dan die tyd vir stil, die boodskap stil, jy hoor niks nie, en jy die hele tyd nie by so opbel, en die hele tyd opbel van die uit, die beesters van die siel, en die oor die beesters van die siel is die buiten. En dan er wie uitkom, en van sy net staan, en die van my naam, en hy het die geest van God is, en hy richt jou op, en versterk jou, en hy geef jou kracht ongekend, en wil om te moes. Dis wat my praat. As jy dan wil, bid om daar te kom. Bid om daar te kom. Ek het van my oor gesê, die kerk het verleer om te worship. En die probleem is die kerk voer goed as in van buiten af in die kerk in. Om mense te lok. Om die kerk vol te kry. En wanneer hulle goed is invoer van buiten af in, dan kom die volk vir julle saam. Kerk, my mense. Dan kom die valsheid in, dan sluit die valsheid in die huis van God in. Maar Herman, kan die valsheid in die huis van God dan insluit, ons het dan kinders van God, nie allemaal wat die sal sit, is op die selfde vlak. Nie allemaal van ons is bloedgewas. Nie allemaal van ons is daar waar ons moet wees. En al wat die sal dan vraag, is daai oordeel. Al wat hy vraag, daai oordeel, en in die kerk in, en wanneer hy in die kerk is, dan daai gemeente probleme. Want jy sien, dis makkeliker, dis baie makkeliker, om goed te vyf, om goed in te voer, om goed te laat gebeur, en nie die geest van God, toelaat, om goed te laat gebeur, want die Vader wat laat gebeur nie, dis baie makkeliker, om goed in te voer in die vrees, dan dink hulle, hierdie kerk, dis die plek wat ons moet wees, hier sal werk die geest van God, en intussen werk daar een vreemde geest in daar die kerk. En die mense wat daar sit, hierdie arme oukies wat hier onder sit, besef dit nie. En hulle sit en hulle sê, ja en amen, en hulle klap die hande, maar hulle klap die hande van hulle afgod. Hulle klap die hande van hulle afgod, want hulle weet nie, Jesus sê vir die vrou in die put, ons sal bid wat hulle nie weet nie. Baie mense aan bid wat hulle nie weet nie. En dis die blydskap van die kerke wat veroorsaak het. Ek sê vir julle vandag, kyk om julle rond aan die kerke mense. Kyk om julle rond, wat is aan die kerke aan die gang? Is dit lidmate? Nee, dit is die blydskap van die kerk wat invoer terwille van 'n besie. Terwille van aansien. I am a pastor, you know. You got a big in front of me because I am God, I'm called by God. I'm not here holy. Ek is die man van die man in die plek. Ek is die merk van die plek en ek het so stel. En jy sal vir my weet, en dis nie regret nie.
die deur insluit, dan stap die Gees van God uit by die deur. Want die woord van God sê vir my, die Heilige Gees is eenheid, liefde. Want hy sê, dan die Gees van God is, daar is vrede, daar is liefde, daar is eenheid. En wanneer daar in my kerk nie eenheid is nie, dan is die Gees van hy kerk manifesteer, en nie die Gees wat deur God gestuur is nie. Dan is die Gees gestuur deur 'n ander God, hulle noem die God van hierdie wêreld. Dat daar duisende mense mislei en verlei, want die kerke sit vandag, dan sê hulle, daai ou, hy kan preek. Dan gaan kyk jy so 'n bietjie, hy trek het van die internet af, en hy sê jy wat beter, en hy ministerie in die goeders. Hoeveel predikers kan doen, wat God se woord deur my doen, wat gaan staan, en 'n sermon doen, of 'n boodskap aflewer, en die Gees uitgegeef, sonder dit, en jou bereid saamwerk, en die Gees van God die net wil praat. Hoeveel predikers in hierdie dag kan dit doen? Hulle staan daar en hulle praat dat om nonsens, om die uur op te kry, of die 45 minute op te kry, sodat die mense net happy kan wees, sodat die belegte kan hou, en die bord die vol geld kan kry, sodat die geld optel, dat ek net so weer kan smaak naar die dienst en sê, dit was nou een plekdienst, ek meer nie een plekdienst aan die inkomste nie, ek meer nie een plekdienst aan die bywoning van lidmate nie, ek meer een plekdienst aan wat God sê, wat God doen, en wat manifesteer tydens die dienst, dis waarom ek dienst nie. En jy sal dit nie daarin kan meet nie, as daai gemeente nie die vlak is nie. Jy sal dit nie daarin kan meet, as daai man dat die boodskap lewer nie 'n man van God is nie. As daai man die boodskap nie van God ontvang deur die Gees nie, dan kan dit nie gebeur nie, en dan sal dit ook nie gebeur nie. Hulle bring die pragtigste goed in die kerk in. Die mooiste kerke, die dikste matte, die mooiste stoele, sommer die harde stoele, die kan lekker rustig lê en luister na die preek. Dis nie wat God sê. Ek het laas Sondag gesê, ons sit met mooi motorkarre, ons sit met mooi huise, ons sit met geld in ons sak, en miskien die 100.000 rand of 300.000 met 10.000 rand, dan die geld in ons sak. Maar ons kan nie opkom in die huis van God nie. Terwyl die woord van die Here vir my sê, Jesus Christus sê, wel ek is daar sal my knegt wees. Hoekom is hulle dan nie vanmôre hier nie? Hoekom kom daar nie vanmôre op mense op na die huis nie? Hoekom trek ons bord nie mense in die straat uit nie? As jy sê kom nie, maar die mense wat te veel, hulle dit sit ook nie besig met die dinge van die fees, met die dinge van die gedagtes van die fees. Voorkom daar nie die evangelie van Jesus Christus, waarvoor ons doel is op Mattheus 28:19. Hulle verkoop daar ander goed, hulle praat dinge van die wêreld, hulle praat nie die goedheid van God nie, die heerlikheid van God nie. As ons wêreld bloedgewasse kinders, ons as bloedgewasse kinders van God, hierdie stap, gevul met die Gees van God, aan die brand die Heilige Gees van God, dan sal die mense rondom jou vlug. Hoor my, hulle sal vlug vir jou, hulle sal voor jou pad vir jou bus vir die son, hulle wat op die beste werk, want hulle kan nie bly staan, waar die heerlikheid van God manifesteer nie. Is dat reg? Want jy sien, die woord van die Here sê, die onregverdige kan nie die vergadering regverdig by die woord bestaan nie. Nou sê ek, vraag jy, hoekom bly jy so? Want mense is nie bereid aan te pas by God se woord nie. Hulle is nie daders van die woord nie. Hulle is hoorders van die woord van God. Hulle is nie daders nie. Hulle doen wat hulle wil doen. En hulle doen nie wat God wil hê. Hulle wil doen nie. Hulle is nie besig met die dinge van God. En hulle het God van die dinge vergeet. Hulle is nie besig met die dinge van die wêreld. Hulle is nie besig met hulle lewens. Terwyl God sê, ek soek 'n tiende van jou tyd. Want ons doen nie nog my geld. Dis nie wat dat ouder gaan nie. Daar is 'n wysheid. God soek 'n tiende van jou tyd. Jou tiende van jou tyd is al 'n triljoen op 'n ander kerk. As daar ander goed is, dan nie saamgaan. Want jy sien, as jy 'n tiende van jou tyd afstaan aan God se woord, as jy 'n tiende van jou tyd afstaan aan gebed, as jy 'n tiende van jou tyd afstaan aan God, jou magtige skeper God die Vader te soek, het jy al gedink met hoe jy sê, hoe gaan jy lyk oor 'n jaar? En jy gedink van jou geestelike lewe lyk oor 'n jaar? Dan sê jy afstap in die straat, maar jy sê nou so aangestap dan. Hele pad loop, dan weet jy so snaaks aan. Maar die reek wat jy soek lees wat die soek reek van die rus van Sarah kan hulle nie hanteer nie. Hy reek van Christus Jesus
kan nie hanteer nie, want jy sal skyn soos 'n daglig sal skyn. Die helder lig van Christus sal uit jou skyn, sal deur jou skyn. En sal mense trek wat op soek. Mense kyk wat gaan daar buite. Kyk wat gaan daar buite aan ons wakker kinders van die Here. Ons kom nie net kerk soos 'n sonder om hulle hier te kom sit en te hoor wat skryf die ou daarvoor nie. Ons kom nie net om God te kom soek. Soos daai man wat daar sit. As nie wat te gaan dan sê jy. Maar God sê, hy is daar vir jou. Jy is die man wat môre moet sê, Here my God, ek stop nou hier vanmôre. Ek vat nie vanmôre met my al my hande. Ek stap vandag op die pad. En kyk ek waar word jy? Kyk wat ek God. Daar is niks. Luister vir my. Reed my eens. Daar is niks. Maar God is groot. Te leer, te veilig. Niks. Groot op die tyd. Want God wat ons dien is almagtig. En hy doen dit. Jy moet omdraai met 'n spoed. Kyk eens my. Die Here God soek mense wat hom in gees en in waarheid wil bid. Vader is moe, dat is die Baba Kers. Vader is moe vir kerkspelryne. Vader is moe vir 'n helse geraas van geen gees. Vader is moe. En help ons hier is voor ons gees. Want ons elke maand se laas betaal, as ons wil speel nie. En as geen gees nie. Ek kry so baie liedjies, dat die mense van my stuur. En ek weet die een en die ander. As ek daai liedjie luister, en hy vat nie op my gees nie, dan is dit nie van God af nie. Ek sê vir my, dat sag maak, die binnenkant slag. Maar weet jy hoekom? Doen mense dit nie? Want hulle lewe is nie reg nie. Ons lewe soos ons wil hê. Ons wil sê wat ons wil, ons wil doen wat ons wil, ons wil praat wat ons wil, ons wil mense hanteer soos ons wil. Maar ons wil nie God met ons onderlang. Ons wil nie God met ons vashou. Ons wil nie God met ons nader kry. Maar ons loop almal op ons weg. En ons hart, en ons lyk, en jaloesie. Want nie in die huis van God hoort nie. Galasiërs, Efesiërs 5. Vrug van die Gees. 5 vers 9. Die vrug van die Gees. Waar die vrug van die Gees is, daar sal die Gees ons. Hoor gekomen van God. God gaan die mense hierin stuur, as ons nie gelewe is nie. God gaan die mense hierin stuur, as ons nie voorbereid is deur die Heilige Gees nie. Ingewerk in die Gees en die siele deur die Heilige Gees, ingeweer op God se liefde in. Jy kan nie, met daai jou daar sit, wat erfenis gee. Maar ek kan het vir hem opgeen. God kan nie, goed is in die kerk toebouw, wat weet, sien dat aan skade lijn. Ja, maar ek moet gebeur, maar wat is in die kerk aan die gang? Wat in gees manifesteer in die kerk? Daar is nie een gees nie, daar is 'n paar geeste, ne? Die twee myn van hulle is die Heilige Gees en die Gees van die wêreld. As jy in die kerk kom, dan is die mooiste ligte, en is die mooiste gedanserlei en goeders en gevaaswaai, waar staan dit in die Bybel? Hou dit vir elke dans, maar hy het Gees dans. Wie van julle onthou nog die Pinkster? Kom maar, wie van julle onthou nog? Wanneer laas het julle dit gesien? Ek praat nie hierdie van mos en geswaaier en ek praat, wanneer laas het jy 'n koordans gesien in 'n kerk? Hoekom gebeur dit nie? Want daar is nie mense wat gees is nie. Want daar waar die gees is, daar sal sulke goed plaasvind. 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Hoeveel keer mag Godse in die koordans? Kinders koordans. Hoekom gebeur nie?
tydens die diens, as daar mense in die bidkamer gewees, mekaar afgelos het, terwyl die musiek in die gang is, jy sal julle sal weet, dan bid hulle in die bidkamer. As jy pastoor sê, dan bid hulle in die bidkamer. So groot so, dat wanneer daar ook die ene kom, en is kom met die gees van die wêreld, en ek staan op die podium of op die platform en ek preek, en die man nie kies ons die Bybel, en dan kom ek om jou gestap, en die Here sê dit daar is niemand se weer. Ek het in die kamer en die geskreeu, ons het aangepak. En jy sien, ons was in die gees. Ons was in die gees. Jy moet hoor, gehoorsaam mens doen, sodat God kan doen. As ons nie doen nie, gaan God net sit. Hy wag vir een vir my. Hy wag vir ons om die eerste tree te gee. God sê, gee die eerste tree, en hy sê die rest doen. God wag vir ons. God wag vir ons die skaap bring. Ja, pastoor, jy is die pastoor. Jy is skaap, jy is net. Maar sê God vir my, die skaap kan ek doen. Maar as, op die wereld as jy sê op die 15, maar as 15 van ons gaan skape soek, as ons sondag derde. En in die derde, die volgende sondag gaan skape soek, is die sondag daarna 60. En in die 60 gaan derde skape soek, en die saal van die leiding van God se gees, die sondag daarna, is ons 120. Kom maar! Dis het evangelie werk. Skape oor skape, jou werker, jou taal, jou manier hoe jy dit doen, dit moet mense raak. Niemand wil in die kerk wees van 'n man wat disipel is en met geweld opdrag oor die Bybel. Wie wil in so 'n kerk wees? Niemand wil in 'n kerk wees waar die Here nie gedien word in gees en waarheid. Die waarheid van die Here sal so 'n kerk diep wees. Ja, maar ons rekommendeer jy, hoor. Dis so. Die rede is hier ons reg. Sis het nog nie weer nie, dis kom ook nie weer nie. Sis het my gesê. Jy breek reg. Jy moet sagter preek, jy moet mooi die woorde probeer sê dan as jy nie reg is. Die woorde van Jesus is breek die gees van God in my. Amen. Ek sê die woorde wat God se gees in my spreek. Ek staan nie hier en dan sê ek wag op die gees van God dat hy hierdie werktuig kan gebruik, want ek is God se werktuig. Ek is 'n geroepe werktuig. Dit is nie om my beroep nie. Presies. Dit is nie 'n beroep nie. Dit is 'n roeping. Dit is 'n roeping. Die kerk van die Here lyk daar buite verskriklik. Nou praat ek om meer gaan kyk. Kyk jy Amerika, hoeveel van die groot predikers het hulle nou gecontroleer, hulle geopenbaar as vals. Ek sien die gistergesneke video's van Suid-Afrika, in een van die groot swart kerke, waar die lidmate opstaan, die pastoor sê, jy is vals. Kinders van die Here, die ware, pink, geel, rooi en wit. Kinders van die Here is besig om wakker te word. Hulle is besig om die waarheid te sien. Hulle is besig om op hulle agterpote te spring. En op te staan vir die evangelie van Jesus Christus. Want niemand staan op die evangelie. Ek sê dit vandag vir jou, gaan praat daar buite. Stap nie daar in die dorp. Daar ben jy in die Israelse winkels. En dan gaan praat iets in die Koran. Gaan sê dit iets wat hulle geloof. Hulle gaan jou nek omdraai. Hulle is jou keel afsny. Maar ons staan daar en volledig aan ons God, maar ons sal oor. Mense. Ons is nie bereid om te staan vir die evangelie van Jesus Christus nie, want die ware, reddende krag en genade van God dra nie, want dit is die verlossingsplan vir elkeen wat glo. Ons is nie bereid om op te staan vir die waarheid nie, ons kry te skaam, ons te bang vir wat gaan my doen, wat gaan hulle van my sê? Was Jesus skaam? Was die disciples skaam? Hulle het met hulle lewens gedoen, maar hulle het gestaan vir die evangelie van Jesus
Christus. Hulle die waarheid gepredik soos wat Jesus dit gepredik wil hê. En ek sê nou vandag vir julle, die manier hoe ons musiek maak, kom nie uit my nie. Dis hoe God my geleer het. I'm a worshipper. Ek vertel julle nou vanmôre, read my lips, hoor ek vir julle sê, wanneer ons deurmekaar kry, sal 3 in die middag, dan sing ons nog steeds, en dan worship ons nog steeds, en dan ons vir God. Wanneer ons daai deurmekaar kry. Hierdie 10 minute, toe ons net besit bakkoekies hierso. Dis nie wat die Vader wil hê. Dis nie wat die Vader wil hê. Ek sien 'n video, in Amerika staan hulle skeer die Bybelstukke. Die land van melk en honing, hulle skeer die Bybelstukke. Hulle gooi dit oor hulle brande. Ons het dan 'n video van China. Dan kry mense daar Bybel en hulle heilige literale brood in die water loop in die neus dat en hulle soek daai Bybel, hulle druk op in die bors. Hulle is dankbaar om die woord van God te ontvang. Want daar waar hulle sit in melk en honing, en hulle rykdom en blind en die mooi, daar vertrap hulle die woord van God. Vertrap hulle die woord van God. Daar kom 'n tyd, nie ver van nou nie, as jy nie eens 'n Bybel in jou hand sal kan hê nie. Kyk wat gebeur in Noord-Afrika. Kyk wat gebeur in UK, in Amerika, Frankryk, Holland, Italië. Dan kyk maar, hoe val hulle die kerke aan, hoe brand hulle die kerke, hoe brand hulle die ware kinders van God se huise af. Eerlik moet dankbaar wees, ons het hierdie vryheid. Ons kan ons Vader nog kom in 'n gees en waarheid aan bid. Ons kan ook van ons sê, die Here my God, ek het U lief. U is my heiland, U is my rots op my vesting. U is my redder, my verlosser. Sonder U is ek niks nie. Sonder die Gees het ek nie een tree beweeg nie. In vryheid. Die vers wat jy hoor my, gaan ons op 'n grond gaan, en ons gaan die Here op 'n grond sien. Dan gaan die ware skade in die wolk geskep. Dan gaan die wat regtig die Here wil doen, sal dan by die kerk kom. Dit is nie my, dan sal die ware word geskei word. Op hierdie stadium word die saad gesaai. Sommige val op harde grond, sommige op klippe, sommige op 'n goeie grond. Maar die saad word in mekaar gesaai. Maar dan kom 'n tyd, sê Jesus het self gesê, wanneer die koring van die kaf geskei gaan word, wanneer die ware kinders van God gaan opstaan, en gaan staan vir lewe dood, vir die naam van die lewende God. Ons sit by die ijscream, dit was by Romeins, en ons sit by die Romeins, en ons lekker Romeins, dat is nie lekker. As ander mense, as die broodbos in die optel, en ons 10 dae daar lê, en op dit sê, dankie Heer. Ek hoor getuies van Genderen, is in Afrika, ons dorp op Vosloo, van rustige gemeente, het hom gestuur. En hy kom terug Afrika toe. En dan vang op die lughawe, verkeer hulle uit. En daai ook as hulle stel op bord, kos net gaan sit. Wat oor Moses sê, het so van. En die is verkeerd. Dankie hoe hy vir ons sê. Dankie ons sê. Dankie vir die lewe. Het geleer wat is dankbaar te wees. Ons stukkie gezond. Ons sit met die seëninge van lewende God in ons kern en ons staan en ons gaan soos buitjies met nat bloed te keer. Plaas ons opstaan en sê my God leef. Plaas ons autoriteit in ons lewe. Begin ons autoriteit in ons lewe regkry. Want wanneer ons autoriteit in ons lewe regkry, sal autoriteit in die kerk regkry. Die kerk kan nie sonder autoriteit wees nie, hoor nou vir my. Die kerk kan nie, ons gaan goed toelaat. Ons kan die Gees van God toelaat op 'n sekere vlak, op sy vlak, op 'n sekere vlak, soos hy wil. Maar dan moet autoriteit toegepas word in 'n kerk, dan moet plek op te wees, want die woord van God sê, God is nie 'n God van wanorde nie, God is 'n God van orde. U hoor vandag die waarheid, God is bekommer. God is bekommer. Nie moet die kerk
sorg. Dit sê Jesus vir die man, jou gaas. En hierdie dag sal jy sien van tafels. En dit wat jy mekaar gemaak het, wie sal dit wees? Moet nie vir jou skatte in mekaar maak, hier waar jy maak en rus verdien. Maak jou skatte in mekaar in die hemel, daar waar jy omweg of stede te woes nie. Want jy sien as jy skatte in mekaar maak in die hemel, dan kry jy die bouwstene vir jou woning en die koninkryk van God. En sien wat jy het, is stene, is enige stene wat in my geloof kom. Dan moet jy, as jy siele inbring van die Here, en jy staan daar op my staan van goud. Dan kry jy na jou bouwstene wat jy geslaag het. Maar dan moet jy die bak maak, en jy vir jou Here is. En die mense kyk die groot is. As baie stene, die stene, die groot wat die Here sê, hierdie man het arbeid in die koninkryk van God. En hierdie man het ingebring in die koninkryk van God. En hierdie man was die koninkryk in die hemel, het vir hom werklik saak gemaak. Dit was vir hom werklikheid, dit was vir hom ewige werklikheid. Mense, lewe soos hulle wil, hulle dink, daai op die grond was alsoos. Ek sê dit vandag vir jou, is die grootste lewe aan dit. Daai op die grond en hy grond was, is die begin van die lewe. Hierdie is nou hierdie lewe, is 'n tydelike dingetjie. Hy is goed vir my 70 jaar sê die woord van die Here. 80 is die sterkste. Tydelik, kom. Vers 16, nou word ek 69. Maar nou oor, is die tyd nie. En die koninkryk nog wat bestaan tyd nie. Die woord van die Here sê van waar en nog by. God sal self die trane van ons oor afvee. Dink 'n bietjie. Nou, sê die woord van die Here, ons mag nie God aanskou en bly leef nie. En hierdie God, wat die sterre in my naam gee, en hulle in 'n plek uitgeskryf het, en hulle vasgemaak dat nie daar uitgaan nie. Hierdie almagtige sê, die hart sê dalk is aan my self moet daar waar die son nie meer van skyn, maar die heerlikheid van God van alles verlig. Dink jy wat ek vir die sê vanmôre? Wil jy in daai plek wees, of wil jy daar wees wat stink en vrot en brand van vuur en slag? Want die vuur van nooit uitgeblus word. Dis die keuse wat God ons gee. Die verlossingsplan is gegee. Die salingsplan is gegee. En ook is die keuse gegee. Want jy sê, God loop niemand. Dis nie my verantwoordelikheid. God kan nie op nie. Want ek van die organisasie werk daar by my doen nie. En sien dat by die koninkryk van God. Nie toe kerk, die koninkryk van God nie. Hy nou nie op nie. God kan nie miljoene stuur, opleid, as hy wil. Want hy is God. Niks van hom dit nie. Maar in sy almal, en in sy onnaspierbare kennis, krag, jou, my kies. Wat ek gaan sê, so sê die Here. Wat ek gaan sê, verlossingsplan, jy het nie nodig om te sterf in sonde nie. Jy het nie nodig om dit van brand die vuur van sonde nooit gewis word. Daar is heilig, daar is genade, maar het kost 'n prys. Regtig wat ek sê, dit kost 'n prys. Heilig man in die dit daar beskryf. Heilig man in die dis wat God in my wil. Maar Herman, niemand is heilig is. Nee. Dis net maar. Jy weet wat wat ek sê. Maar as jy orde, weet jy wat jy was vandag? Hoe gaan dit lyk met hom? Want jy sê dat die Gees van God in jou binne sê, of waar sê jy jou? As jy sonde doen. En jy laat jou skaam kry, dat dit nie gedoen. En jy bring jou door, nee! Voor jou machtig van die Skeer van Vader. En jy belei het, God en trane, is nie vertel. Jy smeer Vader.
Daar is so ding, soos nie opgered, altyd gered. Wie van julle sê, jy word gered, altyd gered? Maar as wat denominaties sal verkondig, as jy hier stap neem het, is jy oké. Jy kan van die kerk staan en rook, en goed in die kerk kom, maar jy is sonder jy oké. Dis nie oor werk. Dis die grootste reden van die eeuw, dis nie oor werk nie. God soek aan heilig maak in die lewe. Hy sê vir elke eindelik woord by die mens spreek, gaan jy voor verantwoording doen. Ander plek sê dat geen fyn woord uit jou mond uitgaan. Nou kan dit voorkom hy kan wil jy die eerste nie kan rook en rook van die vloed. Dis oké. Want Jesus is jou sterwe. Ja, weet jy ook sterwe. Nie vir hy kwam in die aan te jou, en jy bezig om dat tand twak aan te jou. Want dan kry jy as jy Christus weer openbaar, lees openbaar, Hebreërs 6, Hebreërs 9, Hebreërs 4, Hebreërs 9, dan lees dit maar. Die hemel verlig geraak het, en die hemelse gade gesmaak het, en jy sondag weer met voorbereide dade, lei daar geen oor vir die sonde mee oor nie, want dit is maar self die huis. Lei daar geen oor vir die sonde mee oor nie, maar vier groen van verwoesting. As ek altyd gepreek het, wil ek jou weer sê van maar God is groot. Ons aanslag van nou is tyd. Hierna, en ek wil sê, hierna, is die ewigheid en die heiligheid van die God. Wat weet ek die swaar stap van my? Ek vraag jy vanmorgen, wat weet ek die swaar stap? Om hier lekker lewend te maak wat jy wil, of om doen wat God sê, jou beste doen, want niemand van ons is veiligheid wil. God wil nie jou beste doen, maar jou beste doen. Maar jou kant dat ek probeer seker maak, jy kom met die op kom, die boek opgekoken, en hy sê, ja, weet jy nou, ja, kom, maar jy weet ook daar kom en my boek opgekoken, en hy nog blaai, en maar ek jou gaan ons nie neem. Nee, jy moet seker maak. Jy weet ek, maar gaan ons in die kerk hoor, dan heb ek aan taal gepraat, hè. Ek het my siek gemaakt. Nee, jy moet moeite. Kijk die engel weer. Maar jy dames nie, jy moet nie. Hier jy moet bevoel. Ek het eenmaal my hart oorgegeen vir die Here. Eenmaal gered, altijd gered. Ek moet nie in wees. Moenie daai woorde daardie woord gaan weggeef vir die dis Isak. Ek weet nie, maar dit was vir die dis Isak. Wat hy gaan maak? Wat dit vanmorgen hier gesê is. Maar ek verseker nie vanmorgen, ek het die eerste dag vanmorgen, self my dat ek man sê gemaak en die vaagste idee van, wat vanmorgen gaan opneem met ons dag. Alleen my boodskap vir die koning en ons anders. Die boodskap die ons morgen hoor, kom direct van die Vader af. Uit die hemel, hoor my. Dis 'n boodskap uit die hemel. Dis nie 'n boodskap uit die internet af nie. Dis nie 'n boodskap wat op pastoraat en opneem. Die boodskap die ons morgen hoor, is vast uit die hemel. Vanaf die Vader aan. En die vraag kom nog jou, wat gaan jy doen? Wat jy gaan doen? Jy gaan doen op herrie. Herrie met die herrie sy. Dis waarom dat het is. Of is waar dat het lewe, jy moet kies. Herrie sy. Wat wil is hy vir jou? Hoe weet het om te staan? Hy self sal een standpunt moet inneem. En sê, Here, hier is hy. Vandag, Here, vandag, hier stop al die nonsens, verder van my moeilijk, en die rest het my voeten in. En Jesus sê, bring jou laste en pak en die zwaarste verdrag aan werk te vir my sal dit werk. Die tweede boodskap,
Creí